Goeiemôre Suid-Afrika, 15 Mei en 1400 Suid-Afrika tyd. Tyd van hierdie berig. Meer gefokus vandag op die China Summit. So president Trump is op sy pad terug. Hy is nou amper in Amerika. En hy het vir ons terugvoer gegee van paar goeters wat hulle bespreek het daar in China. Die grootste deel van die besoek het gegaan oor die Iran-oorlog, of nie die grootste deel, nie, 'n gedeelte daarvan. Die grootste deel was oor besigheid obviously. Maar Iran-oorlog was definitief ter sprake. Want vir China is die stryd op Hormuz 'n groot netelpunt, want dit is waar hulle 40%, 50% van hulle energie vandaan kry. So president Xi het geoffer om te help om die stryd op Hormuz oop te maak en oop te hou. Met ander woorde, druk op Iran te sit. En ander maniere ook. President Trump het vir hom gesê, wel, ek het nie favors nodig nie, ons kan dit doen sonder jou, maar as jy wil deelneem, fine. Dit is nie 'n probleem, hy is nie 'n ou wat favors van mense vat nie, maar dan moet jy favors teruggee, so. Maar as iemand iets offer, dan sal hy dit gebruik sonder dat dit 'n favor is nou. Maar dis nou so. Die groot gedeelte wat hulle bespreek het oor besigheid. Een van die grootste kontrakte wat daar uitgekom het, of redelijk ver in die proses is dat China gaan 200 Boeings by Amerika koop, met 'n potensiaal vir nog 'n paar daarna, nog 'n paar 100 daarna. En ook dan, as hulle die Boeings koop, sal hulle ook gebruik maak van die General Electric engines vir die Boeings, en nie byvoorbeeld die Britse engines opsit nie, want baie Boeings het Britse engines op. So hulle diep van gekommit om 200 Boeings met Amerikaanse engines te koop. Wat 'n groot deal is, want dit is baie werkskepping in Amerika se kant, en obviously die ander besigheid wat daar gaan uitkom, after sales parts en so aan. Tydens die konferensie het beide partye steeds sterk gestaan, albei, president Xi en president Trump, dat Iran kan nie 'n nukleêr wapen hê nie. Hulle saam daaroor gestem, selfs. Albei staan sterk daaroor. Iran het ook 'n commitment gemaak dat hulle sal nie militêre uitrusting voorsien aan Iran nie. China. China het 'n commitment gemaak, hulle gaan nie die militêre uitrusting voorsien aan Iran tot hierdie saak opgehandel is, of tot op 'n punt gekom het nie. Soos ek gister gesê het, Iran het in effek een van hulle grootste allies hier verloor met China. China is 'n besigheid, hulle wil besigheid doen. Die topic van Taiwan het ook opgekom. Hulle het soos gewoonlik, hulle doen dit altyd, gesê Taiwan moet terugwees by China, die ding geopper. President Trump het net weer gesê, ons staan by ons standpunt, Taiwan by onafhanklik, en ons support hulle, en dan stap hulle na die volgende topic toe. So, dis maar net deel van die poppespel, wat elke ou sy kant moet stel van wat hulle dink, maar nie noodwendig gaan dit iewers verder nie. So die Taiwan saak bly soos wat dit is op die oomblik. Taiwan bly onafhanklik, soos hulle wil, en Amerika sal hulle support daarin. Dan het hulle ook baie groot gepraat oor denuclearization. Nou praat ek nie van paar bomme wegvat, ek praat van totale denuclearization, maar dit moet hulle die talks begin daarop. Maar jy kan nie daai ding volledig bespreek as Rusland nie betrokke is nie. So, hulle probeer nou vir Rusland betrokke kry om 'n ding te begin wat hulle kan die hele wêreld se nukleerbomme wegvat. Almal sinne, nie net een land se nie, maar almal sinne. Wat 'n baie goeie ding kan wees. Gaan dit werk? Nie noodwendig nie. Rusland, China en Amerika moet al drie daaraan deelneem. En daarna kan hulle druk sit op die ander lande wat baie minder bomme het, om hulle se ook nou op te gee. Maar dit gaan 'n baie lang proses vat as hulle ooit eendag kom by die punt dat almal sign vir dit, dat hulle nie wil bomme hê nie. Iets vir die toekoms, hopelik. My persoonlike gevoel is, solank as daar mense op hierdie aarde is, sal jy nie by 'n punt kom wat almal hulle nukleerbomme gaan opgee nie. Nie sommer nie. So, hopelik kan dit eendag gebeur, maar ek dink nie so nie. Hulle kan try. Wel, intussen kom president Xi in September Amerika toe om Withuis te besoek, dat hulle kan voortgaan met hulle gesprekke, en dan gaan president Trump weer terug hier by November.
weer terug China toe. So hy sê daar's nog 4 besoeke tussen hulle twee. Terwyl hy nog president is, wat klaar geline-up is. So hulle is besig met hulle onderhandelings. En soos ek gesê het, president Xi, hulle is besigheidmanne. Hulle sal eerder in onderhandelings ingaan om te help toekoms uit te bou as om oorlog ding in te gaan. So die mense wat gedink het al vir hoeveel jaar dat China was gereed om onmiddellik vir Taiwan te invade, en kom nou agter hulle het 'n fout gemaak, want daar's mense wat actual gesê het op YouTubers wat gesê het, kyk, binne die volgende maand gaan China vir Taiwan invade, en dis nou 3, 4, 5 jaar terug. Dis nog voor die Oekraïne oorlog begin het. Ek was staan ons vandag. OK, dis dan ek, Money Botha, dis al vir vandag vir Koppel TV. Geniet die dag.